my opdrag was toe, maak seker dat, kom ek stel het eers so, die uiteinde van hierdie verhaal is, op die 24ste April 2007, wat vandag presies 'n jaar gelede is, het hierdie 3 beskuldigdes toe al 3 lewenslange tronkstraf gekry. Mevrou Taar en haar dogter vra, maar wat beteken dat? Ek sê, wat beteken so 25 jaar, en as die ouens hulle goed gedra is, miskien so 20 jaar. Dis maar doen my net die guns. Daai ander 2 Dis-Chem sake, wat positief verbind is op hierdie beskuldigdes, volg dit vir ons op en maak asseblief seker dat hulle daarom die straf kry wat hulle verdien, dat hulle behoorlik agter tralies sit. Toe ek later by Boksburg Noord navraag doen oor hoe toe word ek meegedeel dat die sake van die rol geskraap is, en die rede is dat die uitkenningsberade vorms het uit een van die dossiere uit weggeraak, en die ander dossier het geheel en al weggeraak. Ek kan net sê, met Trevor Sul is ons weer besig om daardie sake ook te aktiveer. So, dames en heren, die idee is nie om u heeltemal moedeloos te maak nie. Ek sê net vir u dat my indrukke, en ek vertel nie net van die Taarsaak nie, my indrukke is dat, al is dit so dat die beskuldigde se regte, dat hy nie meer regte het as die slagoffer nie, dis waar ek stem met Dr. Jan saam. Maar wat in die praktyk gebeur is, daar in die hof vind hierdie hofsaak in slow motion plaas. Onder theaterligte, met baie prokureurs en advokate en landroste of regters, wat die beskuldigde se regte intens erken en beskerm. Ek geen fout daarmee, ek dink dis goed so. Maar dat, as u vra wat werk goed in ons samelewing, dan is dit die beskerming van die aangeklaagde se regte, daai gedeelte werk lekker. As jy vra, wat werk? Nou, indien die stelsel dat die publiek nie toegang het tot die vervolgingsproses nie, ek verstaan dit ook, ek het ook nie 'n fout daarmee nie, maar dit is gebaseer op die veronderstelling dat die polisie 'n effektiewe ondersoek gaan doen en dat die vervolgingsgesag 'n effektiewe vervolging gaan instel. En dan het die publiek, as jy sê ek is die slagoffer, ek wil maar net weet wat hier aangaan en julle roep op die dag wanneer julle my getuienis nodig het of ter strafverswaring, ek dink dan is sy regte behoorlik beskerm. Maar die probleem wat ek huidiglik sien, is my interpretasie is dat die eerste 2 bene, naamlik die polisie ondersoek en die proses in die hof, dat dit ongelukkig dikwels mank gaan en dat die effek is dat die lid van die publiek wat sy regte wil afdoen of wil beskerm, nie veel geleentheid het om dit te doen. Dames en heren, ek wil graag afsluit ook net met die een gedagte. Claudia het tydens die vonnisoplegging het sy 'n gedig en met haar toestemming, ek was genooi om vandag hier te wees en met haar toestemming wil ek graag vir u hierdie gedig voorlees. Sy het dit genoem The Victim's Poem, die sal sien daar in die bundel. Sy written by Claudia Taar on 24 April 2007 at the Johannesburg High Court when sentence was imposed on her husband's murderers. The poem is from Ian Taar to say what justice was shown to him on the 5th of November 2005 and thereafter. For me, there was no chance, no time. The option was never given. My crime was that of a victim. My life was the price I paid. And when my life was taken, why weren't my rights read? And the statement overruled when they pronounced me dead. I'll never know my rights, nor take the witness stand. No attorney to defend me. My fate was a killer's hand. Now the courtroom's crowded as the defendants plead their case, with not even a glimmer of a tear, cold eyes on a straight face. But oh, if I could take the stand, if they could witness my last breath, could they live with the terror that I went through in death? If they could hear my pleading cries and see the hatred in their faces, if I could, I'd tell the court just exactly how it was. The fear and pain I went through, struck down without a cause. There were no emotions showing now, just the hope of going free. The final verdict now is in, as the defendants stand up front. If only I had done as well, given another 10 to 20 years. Dit is die pleidooi wat baie
duisende mense in ons land uitstuur. Die een gedagte wat ek net wil beklemtoon, ek dink nie ons het nog 25 jaar om reg te maak. Ek dink as ons nie, en dit is, in die voorstel ek wil sê, dankie vir die geleentheid dat ek hierdie bespreking kon deelneem. Ek wil nie politiek praat oor dit nie. Vir my was dit net belangrik om vir julle te sê, ek dink nie die stelsel werk behoorlik nie, en dis die publiek se taak om toe te sien dat die stelsel behoorlik geolie raak.